Dit is die voorreg van die trotsste hoof in die hele Republiek van Suid-Afrika. Nee, ekskuus. Kom ons korrigeer. Nee, daar het ek nou groot water gegaan. Dis 'n voorreg vir die trotsste hoof op planeet Aarde om vanmôre vir jou te sê goeiemôre. En ek hoop en vertrou jy het 'n baie goeie naweek gehad. Ons sal swaar op 'n goeie naweek gehad. En ons is terug by 'n vol week. En wil ek sommer reg in die begin van die week vir almal van julle sê, seën vir jou vir 'n pragtige week. Ek gaan nou oorgee aan mevrou Tina Meiburg, wat vir ons ook net hierdie week op die regte wyse gaan begin. Kom ons hoor wat die Here op haar hart gelê het met ons vanoggend te deel. Dankie mevrou Meiburg. Ek het vanoggend gewonder, hoe groet ek julle? Sê ek nou, goeiemôre almal, want dis gewoonlik dat ek sê, of sê ek goeiemôre zwaries, of sê ek goeiemôre dames en here, maar vanoggend, nadat ons in die personeelkamer so alles gehoor het van julle, toe dink ek moet sê goeiemôre wenspan, want dis wraggies wie julle is. Ja, gee sommer vir myself 'n lekker applaus. So, ek en my seun eintlik, dit het begin as 'n gesinsstorie, maar ek en my seun lê oom Lywe in. So hier oom Lyfies kom in 'n kartonboks daar aan as hy dit bestel. Die boks het daar met 'n gate in. Dis nie eintlik gemerk wat jy mooi kan sien is oom Lywe wat daar aankom nie. Maar as hierdie oom Lywe nou daar by ons aankom, dan moet jy nou 'n baie skerp mesie vat. En dan moet jy nou daai oom Lywe van bo tot moet jy sny. Hierdie jaar het ons slim geword, ons trek handskoene aan, sulke mediese handskoene, en dan kom so 'n rooi bloederigheid uit die oomlyfie uit, soos hy dan vlak uit jou hande, en dit ruik nie lekker nie, so ons het nou hierdie handskoene gekry. Ekskuus. Ek moes daar begin het om jou te sê, toe my baie klein hulle was eintlik net hierdie vreemde kinders wat gehou het van olywe. Maar hy het nie geweet van olywe te sê nie, hulle het altyd gepraat van oomlyfies. Ja. Belangrik om die detail te hê, né? Anders het ek julle baie weird geklink hiervoor, veral met die bloederigheid en daai goed, né? Goed, so die oomlyfies, dis eintlik die hele proses, so interessant, wie van julle hou van olywe? Wie van julle eet olywe? Goed. Is hulle baie tuis, né? Dit is baie interessant, mense wat daarvan hou, en die mense wat nie daarvan hou, nie hou glad nie daarvan. So, as mense olywe inlê, dit kom rarig in so boks daar by jou huis aan, en dan is dit net die olywe daar binne die boks, dit is nie mooi in 'n verpakking, mooi met 'n stukkie, dit kom net so daar in die boks daar aan, en dan is dit rarig, dit is baie, ons is ek kan so van lei af elke nou na. Ons bestel soos 10 kg maal 2 bokses olywe, en dan moet elke olyfie rarig met 'n mes gesny word, dan kom so 'n snytjie in, maar dan vir 20 dae moet dit in water lê, maar jy moet elke dag die water afgooi en vars water invat. Dan moet jy die water afgooi en vars water, 20 dae aan mekaar, ons merk dit so op 'n papiertjie aan Laura kan so onthou hoeveel dae reg en sê. Dan as dit klaar is, vir die wetenskapmense, dan maak jy 'n versadigde soutoplossing. So jy gooi soveel sout in water dat die sout nie wil oplos nie. En dan moet jy olywe vir 'n paar dae in daai versadigde soutoplossing lê. En as dit klaar is, dan maak jy 'n asynoplossing aan. Dan moet jy olywe weer vir 'n paar dae binne daai asynwater lê. En as dit klaar is, dis al 'n paar dae, gaan omtrent op 35, 40 dae wat dit aanhou. 40 dae en 40 nagte. Nou lank aan. En dan as dit klaar is, dan sit ons dit mooi in botteltjies, en dan gooi jy allerlei speserye bietjie by. Jy kan so 'n bietjie knoffel bysit as jy daarvan sou hou. Jy kan so 'n bietjie allerlei Greek spices kan jy daar bygooi, so hang af waarvan jy het. So ons maak 'n klomp verskillende mengsels, en dan staan dit in die spens, maar julle, ek kan myself nie help nie, want elke keer as ons mense nooi vir eet, en hulle sê, die olywe is so lekker, dan gee ek van 'n bottel. En dan sê ek, rarig,
Onthou nie hoe lank moes ons al die snytjies gesny en daai olywe, dan gee jy net 'n bottel. Maar dit is my so lekker om dit vir iemand te gee as mense dit geniet. Nou ek het so gewonder hierdie naweek. Ons verhouding met die Here is so baie soos olywe in hom. Ons kom ook sommer net daar by die Here aan. Soms so 'n ongemerkte boks. Kan jy sien wat is daar binne nie. Soms so sonder seremonie, daar is nie 'n mooi strikkie nie. Ons kom net so daar aan. Maar as ons daar aankom by die Here, ek weet nie wie van julle al ooit 'n olyf geëet wat nie verwerk is nie. Dis vrek bitter en vrek sleg. Miskien is ons ook net so. En dan die Here toe, dat die lewe ons bietjie, amper soos 'n snytjie in daai olyf gee. Ons kry seer. En dan om hy seer dalk erger te maak, julle het seker al die gesegde gehoor van om sout in jou wonde in te vryf, né? So daai seer nou op sy ergste is, dan lê ons dan nog met sout water ook. Dan kry ons nog seer. En ek glo as sy sal ook 'n wond seer maak. As jy mooi gaan dink, die hele punt van die sout en die asyn is eintlik sodat daai olyf gepreserveer kan word. Die asyn maak dat as jy die olyf inlê, dat daar nie 'n bakterie is wat saam in daai botteltjie van jou olyfnaad nie. So dit maak dat dit wat in die botteltjie is, dan mooi bewaar kan bly. Miskien moet jy weer seer teruggaan. Ek glo elkeen van julle wat hier sit. Elkeen, onderwysers ook. Ek ook. Elke een van ons het seer kry. En dan wonder ons hoekom die Here dit doen. Miskien laat hy dit toe, sodat jy in so 'n botteltjie ingelê kan word. Sodat alles perfek reg is. Maar die mooi daarvan, as jy deur al hierdie probleme gegaan het, as jy al die seer kry gegaan het, dan sit die Here jou in 'n mooi botteltjie. En hy sit 'n mooi plakkertjie op, en hy sit dalk 'n mooi stukkie op. En hy vat daai botteltjie wat jy is, en hy gee dit as 'n geskenk vir iemand. Jy het ooit so aan jouself gedink, dat die Here jou vat, en jou gee, as 'n spesiale geskenk wat jy 'n paadjie moes geloop het, van seker, maar wat al die bakterieë doodgemaak is, mooi in 'n botteltjie, en dan gee die Here jou as 'n geskenk vir iemand. Almal van ons hier by die skool het een baie spesiale iemand wie se geskenke is. Dalk jou beste vriend. Dis dalk 'n onderwyser. Jy is dalk 'n geskenk vir iemand wat jy nodig gehad het op 'n dag wat jy nie eens besef het nie. Jy het dalk iets moois gesê vir iemand op 'n dag wat hulle hartseer was, en jy het eers geweet dat jy daai dag soveel vir daai persoon beteken het nie. Want jy was perfek ingeleef in daardie botteltjie deur die Here. As ek so gaan dink, dan glo ek, almal van julle wat hier is, het ook so iemand wat al op jou pad gekom het. Iemand wat jou dag beter gemaak het, die jy nie 'n lekker dag gehad het nie. Dalk was dit iemand wat saam met jou in 'n span speel. Dalk was dit sommer net iemand wat saam met jou in 'n klas is, wat nie eens regtig ken as jou beste vriend nie. Dalk was dit 'n onderwyser. Dalk was dit die hoof. Dalk het iemand op jou pad gekom as 'n geskenk in 'n bottel. Ek wil graag my opening daar eindig, maar ek wil graag my opening hak aan sommer net ietsie wat ons as junior beraders en beraders vir die skool graag hierdie week wil doen. Ons het besef dat daar 'n behoefte is om partykeer dankie te sê vir iemand. Nou ek weet as ek nou dadelik gaan sê, dan sê ek, ag, dit is so stupid. Maar as jy so 2 keer daaroor gaan dink, dit klink eintlik nog als oulik. Ons wil graag hierdie week Dankie week maak. Dankie week is die week waar Joaries dankie gaan sê vir iemand. Dankie dat daai persoon, dit is simpel nou,
maar dit groei op 'n mens. Dankie gaan nogal vir jou oulik raak. So wat gaan gebeur in dankie weer? Ek wil hê, jou junior beraader gaan iewers vandag of môre in jou voorklas by elkeen van julle so 'n kaartjie hê. 'n klare dankie kaartjie wat sê Zwarie sê dankie. Ek wil hê jy moet hierdie week net een. Jy kan meer as een gaan maak vir jouself as jy wil. Maar een. Gaan dink 'n bietjie wie in jou lewe hierdie jaar, wie dalk oor jou pad gekom van jaar, wat soos 'n botteltjie olywe deur die Here vir jou gegee is. Hou dit buite jou beste vriendekring. Maak dit iemand daar buite. En dan gaan sê vir daai persoon, dankie. Jy kan agter op die kaartjie kan jy briefies skryf, jy kan hom vasmaak aan 'n sjokolade, jy hoef nie. Jy kan net vir die persoon sê ook, jy is die persoon wat my botteltjie olywe was hierdie jaar. Kom ons kyk of kan ons dit almal dit doen. Goed, wat sê die oor, hè? Almagtige Here, Here, wat 'n ongelooflike voorreg om voor 'n wenspan te kan staan. En te kan weet dat elke kind wat hier sit, kinders van U is. O Here, want as ons kinders van U is, dis ons reeds 'n wenspan. Dankie Here dat ons soos olywe deur die lewe gaan. En dat U toelaat dat ons soms seer kry. En dat U toelaat dat dinge partykeer met ons gebeur wat nie vir ons lekker is nie. Here, maar dat dit alles maak, dat ons 'n mooi geskenk toegedraai in 'n botteltjie kan wees, wat U graag dan vir ander mense wil gee. Here, help elkeen van ons om wys te wees, om te kan sien wanneer U ons gee as 'n geskenk vir iemand anders. O Here, dat ons dan werklik die geskenk sal wees vir daardie mens wat U graag wil hê ons moet wees. Here, ek vra hierdie dinge nie omdat ons dink dat ons dit enigstens kan verdien, Here. Maar ons vra dit omdat ons weet, U is 'n ongelooflike God wat ons eers lief gehad het. Amen. Ons sê dankie vir mevrou Meiburg vir die mooi oproep. Zwarie weekend, ek dink baie mag dalk waar wees van ons wat hier sit. Dis daai oomblik in die dag dat ons so by skoolopening besig is, dat jy regtig kan rustig en stil word. En dan is dit lekker om ook so 'n boodskap soos hierdie te kan ontvang. Ja, kom ons leef met dankbaarheid. Seuns en dogters, dit is nou vir my 'n baie groot voorreg om iemand baie besonders en iemand baie spesiaals, waaroor ons baie opgewonde is, aan julle voor te stel. En ek kom vra dat meneer Michael van Aswegen hier by my gaan kom staan, asseblief. Goed, seuns en dogters, middelafstand afrigting en landloopafrigting het 'n absolute wetenskap geword. Dis nie enige ou wat daai wetenskap verstaan, jy het ongelooflike kennis en vakkundigheid nodig, maar dan het jy ook 'n baie spesifieke aanvoeling nodig. En as jy by die mense kan bygooi dat jy self nasionale vlak die wêreld op aandag laat staan net soos jy self hardloop, maar ook internasionaal van hardloop, en jy gooi dit alles by, jy gooi dit by afrigting by, dan kry jy baie unieke persoon. En dit is meneer Michael van Aswegen. En dit is vir my dan 'n ongelooflike groot voorreg om vanmôre aan julle voor te stel, ons nuut aangestelde, spiksplinternuwe middelafstand en landloopafrigter van Hoërskool Swartkop, meneer Michael van Aswegen. Zwaries, jy kan die spasie dophou oor die volgende klomp jare wat kom.
kan jy maar nie die spasie dophou, en jy gaan sien wat gaan gebeur, sê profeet Dewel Strydom. Kom ek gee vir jou so vinnig iets van die curriculum vitae, en ek gaan hier vanaf net verwys na Coach Michael. Kom ek gee vir jou die curriculum vitae van Coach Michael. Coach Michael is 'n ISA vlak 2 gekwalifiseerde afrigter. Hy bring 14 jaar se afrigtingservaring saam met hom. Hy het sy eie bewese rekords van SA medaljes, maar ook op internasionale vlak waar hy deelgeneem het, sy prestasies. Dan, in sy afrigtingsloopbaan het hy verskeie nasionale goue medaillewenners, maar ook internasionale atlete gelewer. En ja, hoewel hierdie 'n wetenskap is en hy die wetenskap verstaan, is die belangrikste, hy weet wat dit is om atlete as mense holisties afgerond te lewer aan die einde van 'n skoolloopbaan, maar ook verder dat hulle daarna nog steeds op tyd behou en aangaan met hulle atletiekloopbane. Hy glo nie die one size fits all benadering nie. Op die einde word oefenprogramme spesifiek afgebreek tot by individuele atlete. Maar hoor die mooiste, sy visie is om 'n kultuur van uitnemendheid te vestig. En as ek sê dat dit sy visie is, dat hy 'n kultuur van uitnemendheid wil vestig, dan pas hy verseker perfek in by die Zwarie familie. En vanmôre wil ons hom sê, Coach Michael, jy het gearriveer, welkom as deel van die Zwarie familie. En as jy hom vanmiddag wil ontmoet, hy gaan na die akademiese periode 3 uur vanmiddag, by die A-paviljoen wees, al van julle wat sê, jy wil begin met middelafstande, uit die aard nie saak, al ons huidige middelafstande en landloopatlete, middag 3 uur, jy die voorreg om Coach Michael te ontmoet, en ek sê weer, Coach Michael, jy het gearriveer, welkom in die Zwarie familie, wat 'n voorreg om jou vanmôre amptelik 'n Zwarie te maak. Kom ons gee vir hom hartlik applaus. Ag, dis lekker. Dit is altyd lekker om nuwe familielede te verwelkom. My seuns en dogters. Die Kribbe Harming Potgieter klas. Die ouens wat by hom klas kom, en dan vanmiddag as jy vanoggend, wanneer ook al hierdie dag daar by hom instap, moet jy die volgende dan nou mooi raak. Hy het Saterdag verby as in die Wally Howard marathon deelgeneem en na die halfmarathon gehardloop. Maar hoor gou hier. Hy het die hele tyd met 'n ring in sy sak. Wat gewone mense, as jy maar so klaar maak, jy kom oor 'n eindstreep, dan val jy omtrent daar in mekaar, en as jy op die knie neersak, is dit van loegheid. Maar toe sak hy nie op sy knie daar, omdat hy loeg is nie, want toe is daar 'n pragtige jong dame met die naam van Zia, maar al by die eindstreep kom staan en wag, dat sy daarom nou daar is, as hy klaar maak, en toe gaan sak hy neer op sy knie, en toe het sy ja gesê. Kom ons gee wat op. So meneer Armin, 'n groot gelukwensing. Meneer Zwarie, so pas dan die naweek 'n klompie ander mooi prestasies. 14 skole neem te mekaar deel, hoor gou hier. 14 skole. En hulle sien mekaar die stryd aan oor 'n maand en 'n half, 2 maande, sê hulle mekaar die stryd aan. En uiteindelik is die grand finale, die afgelope naweek, soos wat almal teen mekaar uitgespeel het, en moes jy dan nou in die finaal in 'n sekere posisie teen mekaar uitspeel, oor die 600 wedstryde wat in totaal plaasgevind het net die naweek. En hier kom die uitslag. Van die 14 skole wat teen mekaar deelgeneem het, wonder ek het vir verwaar, denk jy, waar die rugby geëindig? Eerste, tweede, derde, vierde, vyfde, sesde, uit die 14 skole, Hoërskool Swart op algeheel in die eerste plek. Daar staan. Maar goed, ek gaan vra dat jy nou jou applaus terug, want jy gaan baie aan dit tap vanmôre. Dan gaan ons pauze nog hier sit. So, luister gou, hier gaan hy.
Uit al die skole netbal in die eerste plek. Dogtershokkie in die eerste plek. Seunshokkie maak klaar in die eerste plek. Ons landloop maak klaar in die eerste plek. Ouens en dan, die res wat ek nou gaan lees, hoor gou, onthou, dis 14 skole, die skaak het in die 3de plek klaargemaak, tennis in die 5de plek, golf in die 4de plek. Dis fenomenaal, maar nou, as jy al hierdie punte bymekaar gooi, wie sou jy dink, is die wenskool uit die 14 skole uit? Ja, 'n skool vir wie ek en jy baie lief is voor, baie trots is op, die Hoërskool Swartkop. Ons mag dit waar wees, dat ek en jy nooit gewoond raak hieraan nie. Mag dit waar wees, dat ons nooit blasey gaan raak hieroor nie. Mag dit waar wees, dat ons nooit groot doenerig sal raak nie. Ja, ons kan trots wees. Ons bly nederig. En dan sê ons uiteindelik, ja, dankie vir almal van julle wat gefokus was, wat hard gewerk het, wat gedissiplineerd was, wat alles ingesit het, jou lyf op die spel gesit het en voluit gegaan het, maar ook jou passie het jou vinnig uitgeleef het, en partymal in daai wedstryde het jy gevoel, jy kan nou nie meer verder nie, maar dan het jy net nog aangegaan. So dankie daarvoor en geluk daarmee, maar uiteindelik, kom ons nou sê, ons leef in afhanklikheid teenoor ons hemelse Vader en sê ons, as ons die einde kom van die pikreeks, Soli Deo Gloria, aan God alle eer. Kan ons vir ons hemelse Vader 'n lekker applaus gee? Maar ja, ons jy mag maar stop, so jy kan dit op die familiegroep laai en oral vir die bure vertel, en as jou bure se kind dalk in Elryn is, moet jy dit hulle ook vertel, so, jy moet dit vir hele wêreld vertel, né? Hoërskool Swartkop het toe koning gekraai. Baie geluk vir elkeen van julle. Meneer Martinus, is hy hierso? Kan iemand vir my dalk meneer Martinus in die hande kry? Hy moet jy na my toe kom asseblief. Dankie meneer Louis. Goed. Die SA skole kampioenskappe het ook die afgelope naweek plaasgevind. Ek gaan vra dat die volgende atlete net gaan opstaan vir my. Stefan Otte, staan al reeds, Tyler van Rooyen, Thor Meiburg, Daniel Koen, Max van Vieren, Johan Nykotse en Milan de Tooi. Ons hierdie atlete, dit kan nie almal wees nie, dankie, kon nie vir jou wag nie, van hulle staan reeds op die agterkant ook, vir julle sê baie geluk. Op hierdie stadium is die atletiek ongelukkige vreeslike alleensport, jammer, want so het al die zwarries nou opgeruk, Potchefstroom, was het spansporte daar, en julle was met die atletiek bezig, maar ons is so trots op julle, en dis my lekker almal van die deelgeneem in die SA skolekampioenskappe, maar Stefan, baie geluk met jou silwer medaille, Tyler, baie geluk met 1 brons en 1 goud. Kom ons gee vir hulle 'n lekker onderklap en sê vir hulle baie geluk. Maar ja, die nou verby is, was daar ook 'n Wally Heimer marathon wat homself afgespeel het hier binne in Centurion. Jy sal onthou toe jou pa toe 'n mol toe wil ry toe sy gebrek, want toe kan hy nie ry nie, want oral was daar duisendes van atlete wat gehardloop het hier in ons gemeenskap. En daar is 'n klompie van ons atlete wat deelgeneem het aan die Wally Heimer. Een het aan 21 km deelgeneem en 'n groot aantal aan die 10 km. As jy jou naam lees, staan gou op. Alexander Jordan, Alexander, waar is jy? Waar is jy, Alexander? Ja, jy moet opstaan. En nou, Vianney Slabber, Vianney. Konrad Skeepers, Janie Jordan, Hanno Bester, Christen Henop, gou opstaan asseblief aan ons gaan nie tyd mors nie. Christian Benadi, Rikus van Staden, Arno Bester en Liam Meiburg. Ons al die ouens het deelgeneem aan die Wally Heimer marathon. Ek gaan nie almal se tyd lees nie, ons tyd is te min, maar ek moet daar 'n uitsondering maak hier. Alexander,
Wauw, wat 'n ongelooflike prestasie. Eerste in sy kategorie, ons is 21,1 kilometer. Jou pa moet deesdae budget met sy kar as hy net so ver wil ry met sy kar, want petrol is duur, hy hardloop dit. Algeheel van alle atlete eindig hy 12de met 'n tyd, hoor gou hierdie tyd, 1 uur, 19 minute en 11 sekondes. Alexander, baie geluk. Ek weet, ek luister van coach Michael hier agter, ek weet sy 20 spil om van lekker kry toe hy nou hierdie hoor. Kom ons gee 'n lekker applaus en sê vir hulle baie geluk. Right, seuns en dogters, ja, dis lekker, nou ja, nou. Ek gaan vra dat ons eerste seuns hokkiespan my gou hier na vore kom asseblief. Manne, kom ons beweeg vinnig. Terwyl hulle hier na vore kom, lees ek vir die skaap, die 115A span, en die naweek verby is vir Waterkloof ook gewys hoe speel 'n mens skaap. Het Waterkloof gewen en die B-span het vir Trinity College gewen. Ons sê vir hulle baie geluk. Intussen, terwyl die seuns vorentoe kom, Danica van die kerk. Danica, waar is jy? Wys net gou vir my, steek jou hand, waar is Danica? Danica, jy is baie trots op jou, hoor. Hoor vir jy, Danica het tydens die Rise to Fame nasionale musiekkompetisie nie die trofee daar nie, maar ook die titel van die beste senior gitaarspeler gevat. Sy het nie net die gitaarafdeling uitgeblink nie, sy het ook uitstaande punte in die klavierafdeling gekry. En nou hoor hier, reeds in 2025 het Danica by die South African Competition for the Performing Arts gekwalifiseer om aan die wêreldkampioenskappe vir uitvoerende kunste te gaan deelneem wat later hierdie jaar in Las Vegas in Amerika gaan plaasvind. Danica, ons is baie trots op jou. Geef vir haar 'n lekker honderdklap. Nou ja, seuns en dogters, hierdie span wat hier staan, ons is so trots op julle. Meneer, ons is trots op jou. Meneer Martinus, jy gaan daai kan begin in bladskit. Want as jy nou bladskit weet, jy skit blad met een van die heel sterkste seuns hokkiespanne in Pretoria, in Gauteng, in Suid-Afrika. Hulle het toe nou ook, ons gaan op 'n later stadium vir al die spanne erkenning gee vir die NBI-reeks, maar hulle het ook die NBI-reeks gewen. Dit was 'n aanskoulike wedstryd. Ek het die voorreg gehad om dit te kan sien. Dit was poetry in motion. Hulle was ongelooflik geweest, maar hulle het ook in die Menlo Park sportfees van die vorige naweek algeheel gewen en Dou was aangewys as die speler van die fees. En dis dan nou my voorreg om hierdie ongelooflike mooi trofee vir meneer Martinus te gee, en hy gaan dit aanhou oorhandig, en dis wat die span die wegstap aan die einde van die Menlo fees. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hand. As julle kan weer gaan sit, 'n lekker applaus vir hulle. Inteendeel manne, as julle my aan die einde net by die vlagpaal by mekaar kan kom vir 'n foto, asseblief. Baie dankie. Net so vinnig nog 'n individuele prestasie wat ek graag wil lees. Jessica de Tooy, Jessica, jy is daar aan die kant. Is Jessica hier? Jessica de Tooy hier, want ek dink sy is dalk nie hier nie. Sy is nie vandag hier nie, daar is 'n rede voor. Ek gaan haar oorstel, ons op 'n later stadium daar die lees. Zwaries, die Zwariefees, 1 van 2026. Dis ons aanlyn tydskrif. Het die naweek uitgekom. Nou, alle sportnuus van ons eerste kwartaal tot toe die vakansie begin het. Dit sluit nie die vakansie in. Die prestasies van die vakansie is nie daarin. Dis net tot en met toe die vakansie begin het. Alles kwartaal 1 is binne in daai Zwariefees. Dit gaan vandag vrygestel word. Jy gaan dit op jou selfoon kry. Blaai daardeur, lees jouself raak, lees jou sportprestasies raak. En dan stuur jy dit, sit dit op die familiegroep, stuur dit die hele wye wêreld in, want Hoërskool Swartkop
het rede om trots te wees. Dankie ook vir jou mooi prestasies in kwartaal 1. Graad 11, as is die vandag, moet jy baie vinnig na jou voorklas toe gaan. Ek weet, dit klink onwerklik, maar dit is die waarheid. Ons begin reeds met die proses van prefekverkiesing. En jy gaan vanmôre die voorreg hê om so lank na die stembrief se formaliteit te kyk, waar jy moet goed formaliseer op die stembrief. En dit gebeur in die voorklas. Soos ons hier vandag baie vinnig voorklas toe, asseblief. Akademiese periode vanmiddag, baie sterkte en dankie dat jy ook elke maandag hierdie periode respekteer. Ons is besig om nader te beweeg in die eksamen en kom ons maak seker dat ons akademies op koers is. Dit bly ons anker sport en dis akademie. Eksamen afbakening het jy reeds ontvang. As jy nog nie eksamen afbakening ontvang het nie, dan sê jy vir my, want dan het daar betrokke personeel het oortree. Jy moet reeds eksamen afbakening gekry het en dankie dat jy reeds 'n studierooster het en leer. Musiekkonsert van eerskomende Woensdag. Sê ons vir ons musisië, baie sterkte, ons sien uit na 'n ongelooflike geleentheid. Sterkte vir julle. Eerskomende Woensdag graadopeninge. Ouens, jy weet nou, word gepraat van 'n voorkomsinspeksie. Ek weet nie hoekom so iets moet hou nie, want die voorkoms is ons veronderstel om altyd in plek te wees en dankie dat jy altyd netjies lyk. Dan gee ek vir weer, eerskomende Vrydag gaan die skoolopening as volg werk. Die dogters gaan hier by mekaar kom Vrydag, die seuns op die paviljoen. Die graad 8 seuns gaan heel links sit op die paviljoen, die naaste aan Point de View restaurant, en daarvanaf gaan ons aanskuif met die matrieks wat so min of meer daar in die middel van die paviljoen sal sit. So is graad 8, 9, 10, 11, 12, die seuns dan op die paviljoen, eerskomende Vrydagoggend 7:30, dogters hier, seuns daarbo. Matrieks, ek het 'n fout gemaak iewers en vir jou gesê, Blighnout Blouster se beurs aanbod sluit verlede week, dink ek het ek gesien, dit sluit nou Vrydag. So die van julle wat gratis in 'n finansiële rigting wil gaan studeer by Akademia, moet aansoek doen. As jy nie dit doen nie, kom praat jy met my, maar ek glo jy het almal die inligting gekry en jou studies word vir jou betaal. Daar's 2 matrikulante wat daai voorreg sal hê. Ek praat met almal van julle wat volgende week Dinsdag 16 jaar oud of ouer gaan wees. As jy nog nie geregistreer is om te kan stem in 'n nasionale verkiesing nie, dan het jy jou geleentheid volgende week Dinsdag om by Hoërskool Swartop van 9:00 tot 11:00 die oggend binne in S2 te gaan registreer om op die kiesersrol te kom. Let wel, jy kan eers stem as jy 18 jaar oud is, maar jy kan soms op die rol kom. Dan moet jy op daai dag 'n afskrif van jou identiteitsdokument, as jy nie ID het nie, 'n afskrif van jou geboortesertifikaat saambring volgende week Dinsdag. Met jou selfoon gaan jy instap by S2, jy gaan hoor watter tydskrif jy daar kan instap, en dan kan jy by die onafhanklike verkiesingskommissie gaan registreer. Dit bly jou morele plig om op die einde, as jy 18 jaar oud is, te gaan stem. En nou is daai baie belangrik asseblief. Mevrou Meiber, ons luister graag na u, dankie. Môre Wenstaan, ek het julle so lank laas gesien, dit is so lekker om weer voor julle te staan. Luister, Waris, paar jaar gelede het die Engelse fietsryspan het so sleg gevaar, dat nie een maatskappy wat fietsse bou, meer fietsse aan hulle wou verkoop nie. Want hulle het net gesê, julle is net so skande, julle kan met ons fietsse ry. Toe kry hierdie span 'n nuwe afrigter, en hierdie afrigter het binne 5 jaar gemaak dat daai fietsryspan die meeste goue medaljes vir die Olimpiese Spele, die meeste kompetisies daarna gewen het. En hy het 5 klein gewoontetjies verander aan hierdie fietsryspan, wat gemaak het dat hulle hierdie wenspan geword het. Maar een gewoonte, ek wil gou dit vandag vir julle vertel. Een van die goed wat hy verander het. Hy het actually iemand uit die mediese bedryf gekry, was seker 'n suster of 'n verpleegster of so iemand, om vir al die fietsryers te kom leer hoe hulle hande te was. Nou kan jy sê dink, maar wat nou? Dit maak glad nie sin nie. Dis regtig iets wat hy gedoen het, want onthou,
As ek my hande reg was, jy het mos geleer in COVID-tyd, né? As ek my hande reg was, is die kans baie min dat ek griep en verkoue kan kry, want dis so mense dit maklik kry met druppelverspreiding. So as hulle hande reg gewas het, het hulle siek geword nie. As jy nie siek geword het, kan jy langer geoefen het. As jy langer geoefen het, was jy beter. Jy kon meer kompetisies deelgeneem het en jou beste ou kon actually deelgeneem het. Ek gaan nie vandag vir jou leer om jou hande te was nie. Maar ek wil gou vir jou sê wat ek vir die hoof gevra het, wat ons dalk moet oorweeg. Ek het eendag in 'n klas, toe sien ek hoe kom al die seuns in, skud mekaar se hand, en dis wat ons graag wil hê moet gebeur by ons skool, né? Skud mekaar se hand, en dan gaan sit hulle en dan haal hulle koslik uit aan eet hulle. En toe het ek so gedink, as jy nou iemand se hand geskud het waar hy siek was, is dit die ideale manier hoe jy mos kan siek word, want jy het mos dan net sy hand geskit en nou sit jy jou kos in jou mond van daai selfde hand. So, okay, wat ons gaan doen, is 'n lang storie vir 'n simpel dingetjie. Ek het gevra dat ons weer van daai sanitizer bottels in die klaskamer sit. Maar gou, jy's nie verplig met te gebruik nie. Maar dit gaan daar wees vir jou, want dink net daaraan, as jy dalk jou hande gereeld saniteer en jy word nie siek nie, kan jy beter oefen, maar dan gaan jy dalk ook makliker kan leer vir eksamen, want jy gaan nie siek wees as die eksamentyd is nie. So onderwysers, julle het dit nou nie vanoggend gehoor nie, die saniteerbottels is in die personeelkamer. So as jy graag so iets vir jou klas wil neem, asseblief neem 'n bottel vir jou klas, sit dit in die klas, ouens, kom ons kyk, miskien kan dit tog 'n verskil maak dat ons almal nie so siek word nie. Dankie. Dankie vir die leier. Ons is nou besig om taart te maak. Ek wil net seker maak ouens dat jy jou stem uitgebring het vir Bernice Armstrong, Sari se voorblad gesig vir 2026. Ons sal dit môre gou weer uitstuur, dat dit op julle selfone uitkom. 'n Oudswarrie, kom ons help haar, kom ons stem vir haar, en dan kan 'n oudswarrie op die einde op Sari se voorblad wees as voorblad gesig van die jaar. Leerders wat met busse pendel, jy moet gou luister, almal gou doodstil. Alle busleerders sal vandag die eksamen se busse Google vorm op e-pos ontvang. Jy moet dit voltooi en eerskomende Vrydag teen 2:00 die middag moet dit afgehandel wees. So ouens, as jy 'n eksamen, as jy elke dag met 'n bus pendel, beteken nie jy gaan outomaties 'n eksamen net kan pendel nie. Jy moet registreer vir jou ritte. Jy het jou eksamenrooster, jy moet al jou ritte registreer en dit moet teen Vrydag afgehandel wees. Maak seker jy kry skakel kry jou e-pos, as jy dit nie gekry het nie, praat jy met meneer Joubert daaroor. Die bemarking van inkbende, is julle gereed? Ons luister, dankie. Daar is 'n taal wat niemand vir jou leer nie. Nie in wiskunde nie, nie in lewensoriëntering nie, ook nie eers in Afrikaans nie. Dit is 'n taal wat jy voel, maar nie weet om te sê nie. Die taal van die nag, wanneer jy nie kan slaap. Die taal van liefde wat jy nie inspreek. Die taal van liefde wat jy nie weet om uit te spreek. Sommige mense skree dit uit. Sommige mense huil dit weg. En sommige van ons skryf dit neer. 'n woord op papier, staat dit wag, dit bly, dit haal asem. Jy los jou maak. Ek het al gedigte geskryf om te oorleef. Ek het al stories geskryf om te verstaan. Ek het al sinne voltooi wat my keel nie kon nie. En as jy weet waarvan ons praat, Dan behoort jy by ons. ons is nie 'n klas nie, ons is nie 'n taak nie, ons is ook nie 'n ekstra punt nie. Ons is 'n bende. 'n bende wat skryf. 'n bende wat nie stil bly nie. As jy hou van prosa, as jy hou van poesie, as jy nog nooit iets geskryf het nie, maar altyd gewonder het. Ons het die plek vir jou. Ons is die inkbende. Skakel in by Juffrou Groenewald in K65. Kom na ons eerste byeenkoms op 6 Mei 2026, 17:30 in Koffieklets. Dis 'n aand vol pret. Onthou, jy het net nog vandag om in te skryf by Juffrou Groenewald. Dis R50, jy ontvang iets om te eet en te drink en te luister na die ongesproke taal. Kom skryf saam, ons sien julle daar.
en daar het jy dit, die inwende, en ons sê vir hulle baie dankie. Nou Swaries, ons gaan nou oorgee aan en ten, soos ons gelewer deur Delinda Kokemoer. Delinda, baie dankie. Hallo Lois, ek het hier nog 'n genoeg te doen met wat ek moet doen. Ek het 'n liedjie self geskryf. Sy naam is Waar was dit en ek hoop julle geniet dit. Ek het gedink ek is sonder na hier. Net 'n storie, ek sien melodie. Jy word dan nie toe geproef, ek het geproef, dat dit is. Die vraag is op de transactie. Ik moest betaald voor elke lieve fractie. Het is voor mij een schaaksel weer kom. Elke koord steekt in mijn oog. Raak ik nou maar. Waar was het? Wat ik mij besteed. Dat je over op jou altaar. Ben net zo stand vernieuw. Waar was het? Kijk het al jij niet. Het is voor een liefde, maar hou daar is een fiets, maar hou dat weg. Ik zie snel bij de dieren, en zie je jongen, ze manipuleren. Dat je niet, wees je nooit niet, of van de weer. Is maar wat ik niet kon vertrouwen. Je boxie klein kon het niet meer uithouden. Wat de petty, ja, toen ik dat weer te bakken toch, die neemt mij zo weer. Raak ik nou maar. Waar al was het, wat ik mij bestil. Het over op jou altaar, ben net slechts dan opnieuw. Waar al was het. Kijk met al je niets. Het is voor een liefde, maar hou daar is een fiets. Maar hou dat vet. Dank u guys. Ons sê vir Delinda baie dankie vir hierdie ten. Nou ja, Swaries, ek gaan nou vra, jy gaan nou een solding saam doen en dan gaan jy gou weer sit. Ek wil hê, Coach Michael my nou vanmorgen net hoor wat jy as skool in eenheid kan regkry. So kom ons saam gou op in ons hart aan. Baie dankie. All right. Boris, thank you. Ons gaan hem gauw doen en ons gaan stil. Kijk. En so kijk doodse stilte nou. Right, luister gauw. Wil jy het gehoor, Coach Michael het die hele wêreld vol gereis met sy atletiek oor ons deelgeneem. By baie skole gewees. Maar vanmorgen gaan hy iets hier beleef wat hy nog nergens beleef het nie. Kom ons kyk doodse stilte. Dankie.
Ladies, dankie en ek gaan weer sit asseblief, baie dankie. Ek sê weer, jy moet sit, dankie, almal bly sit. Right, juffrou Nadia, dankie. Right, ouens. Ons het nou 'n feesvol geleentheid, so vinnig vir ons Sassie Clash. Ek weet nie waar die ouens is nie, hulle kry blykbaar weg, maar hulle gaan binne 'n oomblik hulle verskyning maak. So kom ons wees vir 'n oomblik net geduldig daarvoor, dankie. Right, ouens, daar begin ons sê hoor, en hierdie ouens doen hom vir ons, baie dankie, en jy met 'n wonderlike weekie, kom ons gee net so lekker applaus, vir julle ouens wat so bereid is met julle en hierdie manne, dankie. Almal staan op. Sorry, is toch kom eens op in, goeiemorgen jullie. Ik heb gewoon al die ride challenge. Sorry. So die challenge is aan, al die ride gaat er op het gebouw op zee. De creators is raag, de mensen is raag, de regent is raag, de span is raag. Wie gaat de Classic Clash pakken die hoor? Wie kan die hoor niet? Wie gaat de Classic Clash weer pakken die hoor? Dan kom ons op in. En ons stuur so lang die boodskap hier hoort aan die boot. Dat hulle moet bang wees. Die gaat ons. Power! The red, white, blue makes us worry. Us worry. God bless my school. God bless my school. God bless the steep. God bless the steep. Ah, steep, 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 steep. I gotta wait.
Julle moet nie so hard skree. Alright, dankie. Kom ons leer gou hierdie ene. Luister gou vir my. Almal bly stil. Was dit 'n red stick? Is dit 'n wat is rooi wat in daar? Red stick, ja, en 'n white stick, ja, en 'n blue stick, ja. Nou kom, wie gaat ons? Is julle reg? God bless my school. God bless my school. God bless my stick. God bless my stick. Stick, 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 stick. I got a white stick. I got a gold stick. I got a blue stick. Stick, 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 stick. I got a white stick. I got a white stick. Julle moet nie so hard skree. Sorry, ek wil net gou vir jou sê. Bye. Daar is 'n skool waar kan die bult. Wat dink? Hulle kom hier aan met hulle krete en hulle dekor en hulle dinge vir die dag vat. Ek wil net vir hulle sê daar is geen manier nie. Ouens, ek wil net die boodskap met ego oor kan daai bult tot aan die ander kant by die groen skool. Kom ons sê nie so al aan, ons wys vir hulle wie gaan die klas weer kyk. Ek gaan ons een. Ek kan nie meer nie. Julle moet nie so hard skree. 1, 2, 3. Go!